Goeiemôre gemeente. Het is my groot voorreg om hier vanmôre te kan staan. En ek het vreugde in my hart. Dit is 'n heerlike dag en vanmôre vir Tian Victor. Ons het gedog hy naam is Victor, sy is van Victor, maar hy sê dit is Victor. Dus so welkom te hier. Tian, mag die Here jou steun vanmôre met die woord wat hy vir ons gaan bedien. En dat die Heilige Gees jou gaan lei. En dat dit in ons harte sal posvat, en ons lewens rondom die woord sal bou. Baie welkom. Ook in die jong mevrou en die jong Victorkies hierso. Draai nog julle pa se arm hoor. Dit is 'n pragtige plek hierdie strand. 'n lieflike see. Julle is surfboard saamgebring. En julle lekker hierdie donders bewaar. Hier so ander fasiliteite ook. Ons glo dat julle hierdie omgewing welgevallig sal vind en dat julle regtig dit baie goed sal oorweeg om hiernatoe te verhuis. Baie welkom aan julle hoor. Alle seën vir julle vorentoe pad. Dankie. Meneer Pas, die gemeente baie dankie vir die hartlike verwelkoming en sommer die gasvryheid tot algeheel. Dit is lekker om so mooi kanse te staan vanoggend. Dit is 'n baie pragtige kerkgebou wat hier so het. Maar ek wil dit waarens die mense wat vanoggend sit is nog mooier. Want ek sien almal mense het 'n glimlag op die gesit en wonder ek wat is nou so wonderlik hierdie sonnagoggend dat die mense so vrolik lyk en regtig lyk hom altyd so. Maar ons weet bovenal, dit maak die Here se hart bly om sy pragtige kinders vanoggend hier so in sy huis te sien. Die wat die koue trotseer en te wees, is goed om hier te wees. Liewe gemeente, ons raak vir so 'n oomblik of twee stil en ons dra die diens aan die Here op. Ons begin vanoggend se diens in die naam van die drie enige God. Hy is die Alfa en Omega, die begin en die einde van alle dinge. Here, dankie dat ons kan weet, eers vanoggend, hier teenwoordig, by ons, met ons en in ons, deur die Gees. Ons spreek vanoggend, Here, ons harte verlang daarna, om U wil te hoor. Amen. Oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik is sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys aan hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Geliefdes, ontvang hierdie wonderlike God wat ons aanbid, se seën. Sy kom seën met genade, barmhartigheid en vrede. Dit kom dan juis van die drie enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. As die Here vir ons kom groet, en ons weet hy is hier en sy wil is volmaak en groet, kan ons nie anders as om te antwoord met 'n loflied. Nou, ek het nou van die Alries af die liedere ontvang. Ons het vanoggend 'n familielid wat op die orgel is, dis korrek. Ek weet nie of dit afgeloop is so kom, maar dit gaan baie goed. Ons sit in ons storie en by julle is mooi noodvas. So kom ons hou dit so. Weet julle wat, dis 3 verse. Ek wonder of ek nie dalk so moet vra. Kom ons maak dit 'n bietjie interessant. Ek wil net hoor of die gemeente kan sing al dan nie. Kom ons sê vers 1. Die dames is altyd eerste man, die volgens maak die manne, asseblief. Die mans, vers 1. Die dames, vers 2. En almal saam, vers 3 van kom dank nou almal God met hart en mond en hande. Kom ons loof hom, kom ons kruis hom, staan dan.
besonder welkom sê aan die doopouers vanoggend, 2 paar doopouers. Dit is ons die Jaken Lee Besuithout en Anna, sy eggenote, wat hulle seentjie Gideon David kom doop. En dan Lee se broer, wat is sy naam nou weer? Leandro, nee, waar is julle? Hoe is julle hiervoor? Baie welkom. Leandro en Albertine. Hulle is van die gemeente Luxembourg in Pretoria en met toestemming van hulle predikant en kerkraad is hulle dan hier by ons om saam te doop. Hulle doop hulle seentjie Brand. So aan julle 'n besonder welkom. Ja, Lee het nou genoem, maar daar by die orgels meer van die Heden, hy is nou, waar is hy? Hy is hoe sy Franse oupa. Dit is nou baie groot voorrecht om die oupa hier te hê. Wonderlik man. Maar in elk geval vriende, baie welkom ook in die gemeente, by hierdie geleentheid. Dit is toch so belangrik dat die gemeente ook by die doop teenwoordig is, want ons neem saam die ouers verantwoordelikheid oor die geestelike opvoeding en lei van ons kinders. Terwyl julle bly sit, doopouers, net so enkele woord oor die doop. Nou ja, terwyl van die kinders, die min van hulle vanoggend, die jong mense, ek het op 'n plaas groot geword in die Oos-Vrystaat. En elke jaar nadat die koeie gekalf het, dan sal nou 'n klomp kalwertjies op die plaas, en dan oupa vir my so 'n paar kalwers gegee, wat dan nou myne is. In daai tyd het die boere die beeste, die kalwers gemerk met 'n snit aan die oor. Daar was verskillende snitte. Een was so 'n spit hier heel voor in die oortjie, en dan die ander was, ons het so 'n tandjie waar dit so halfmaatjie uitknip uit die oorvelletjie uit. Dan was nou 'n halfmaatjie agter, nou was 'n halfmaatjie voor, en dan was van die ander oortjies te weet, is anders en so aan. En my teken, na gee op hulle van die kalvers, waar baie trots was. En dan moet ek hulle nou merk, dan moet ons hulle nou merk, want dit is nou myne. So dan merk ons hulle. Met 'n half myne was 'n linkeroor, halfmaatjie, linkeroor van voor. Het julle dit? Maar saak jy hoef te hulle, dit is belangrik. Maar dan word hy kalvers gemerk. En ek gee dan besonder aandag aan daai kalvers. Baie besonder aandag. En as het maar gebeur, as het nou 'n bietjie groter word, en as het maar gebeur, dat hulle nou wegdwaal, dan gaan soek ek, dan vat ek my pen, en ek ry by die aangrensende plase rond, en ek sê vir die boere, ek soek my kalf. Dan sê hulle, wat is sy merk? Sê, halfmaatjie linkeroor van voor. Dan soek ons, dan sê, daar is my kalf. Dan neem ek hom terug na die trop toe. En vir daai kalvers het ek in die besonder ingestaan, en vir hulle goed versorg. Nou vriende, dit is my so baie ligte of baie swak voorbeeld, maar dit is toch wat ook gebeur in die doop, dat hierdie kindertjies word gemerk vir die Here. Hulle behoort reeds aan hom, maar die doop is die amptelike geleentheid waar ons dan nou die doopteken toedien. So, weet julle wat is dat my verskriklik mooi van die kinderdoop? En dit is weet julle, dit skitter van genade. Is dit nie? Dit skitter van genade. Nou die teenstanders van die kinderdoop, hulle sê nee man, jy kan nou eers glo, en dan kan jy gedoop word. Maar die doop is nie 'n teken van geloof nie. Die doop is 'n teken van genade. Die doop is 'n teken van genade. Nou, vriende, buitendien, weet julle, ek het nou nie beoordeel en veroordeel nie die groot doopse mense nie. Maar by die groot doop lê daar nog 'n tamelike klem op die prestasie. Nou, hulle sal nie vir jou sê, ook hulle, ons broers en susters van die groot doop, hulle sal ook vir ons sê, maar ons word uit genade gered. Maar
in die doophandeling is daar nogal baie klem op die prestasie, hè? Want ek glo nou, en nou kan ek gedoop word, amper as dat die doop nou 'n soort van 'n antwoord of 'n toekenning is wat ek kry omdat ek glo. En dis nie waaroor dit gaan nie. Maar by die kinderdoop het julle daar skitterende die genade van die Here. Want die kindertjies kan nog nie glo nie. Hulle weet niks van God, van sonde en geregtigheid en lewe. Ag, hulle is nog, julle weet ons hoe dit is. Die ou goedjies is wat ten spyte daarvan, nogtans sê God vir hulle, ek sê aan jou die verlossing in Jesus Christus toe. Ek sal vir jou Vader wees, ek sal jou oor die ver paai van die lewe sal ek jou dra en lei. Alles genade. Maar nou vir al die liewe doopouers, wat nou verskriklik belangrik is, mense, is dat na mate die kindjie groot word, moet hy of sy, in die geval is dit 2 seentjies, moet hulle weet wat God by die doop aan hulle toegesê het. En daarom het dan 'n groot verantwoordelikheid op die skouers van die ouers, om hierdie kindjie, dit antwoord ons ook later in een van die vrae, om hierdie kindjie hierdie leer van die woord, van die Bybel, te onderrig en te laat onderrig. En dis 'n groot taak, vriende, om hierdie deur mekaar werk, jou kinders so groot te maak, dat hulle geleidelik sal verstaan en sal weet, dat God reeds by die doop vir hulle ja gesê het. En nou moet die ouers hulle begelei, en ook die gemeente moet natuurlijk daarby staan, maar nou moet hulle begelei om ook hulle ja vir die Here te gee. En dat is nou altyd so 'n mooi definisie van geloof, nee. My ja vir die Here se ja. Dat is eintlik al. My ja vir die Here se ja. Hier was die Duitse theoloog Paul Tillich, hy het gepraat onder andere oor die doop en so meer, maar dan sê hy by geleentheid sê, geloof gaan oor accept that you are accepted. Aanvaar dat jy aanvaar is. Hierdie kindjie moet groot word met die gedagte van kleins af te groot word, met die weet dat God het my aanvaar, lang al gewees gelede, en vir by die doop dit beseël en so meer, en nou moet ek my ja vir die Here gee. So, vriende, dis baie, dit is uiters belangrik. Ten einde laaste wat ek maar net sê, die mense dat, vir die ouers veral, dit is so belangrik dat julle kinders sal groot word in 'n huis van evangeliese klanke. Daar waar ons God se woord hoor verkondig, duidelik maak aan ons kinders. Hulle moet groot word in die gedagte van die Here Jesus het my gesterf aan die kruis opgestaan en my as sy kind aangeneem. En net so ten slotte, vriende, weet julle, baie keer kom ouers aan my toe dan het gedoopte kindertjies het in tieners geword en selfs jong volwassenes. En as die ouers nou bekommer, dan sê hulle maar, my kinders is skille, is al 12 jaar, ek weet nie wat ek moet doen nie. Dan sê ek, onthou toch nie. Dis verbondskinders. Hulle is gedoop. En vertrou die Here, bid vir hulle, vertrou die Here, dat hy sy verbondskinders op 'n besondere manier versorg, soos wat ek my kalvers op die plaas versorg. Kan ek ook oorslaan na vore te kom, en dan ook familielede wat by is, Almal, Lia, waar is Lia? Jongen, julle baie. Dat is die helfte. Waar is die ander? Ja, vriende, hier by my staan, ek moet nog nie een Anna, en dan die ander en Albertine. Dis die ouers hier voor. Baie welkom aan julle in besonder vanoggend hierso. Ja, mense, julle het gehoor nog wat ons weet ook wat die doop beteken, nee, ons is nou Christene wat al ver pad gekom het en ons weet hoe dit werk. Nog
Kom maar, is daar nog mense om die hele kerk aan die voorkom staan. Ons is gelukkig daarmee. Ek wil maar die doopouers net die volgende vraag stel, maar dit is uiters belangrik. Die eerste vraag is belei julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het in 'n sondige gebroke wêreld en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans, maar pragtig woord, nogtans in en deur Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te word. Tweede vraag, belei julle dat die leer van die Bybel en Gods woord as Gods woord, wat ook in die Christelike belydenisskrifte saamgevat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome volledige boodskap van die verlossing is. En ten derde beloof julle om hierdie kind, van wie julle vader en moeder is, en hierdie leer dat die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is julle antwoord? Ja. Baie dankie, die tweede dat die ja. Gideon David, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Brand besuideling, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Vriende gemeente, kom ons doen saam gebed vir ons doopbelinge en vir ons ouers en familie. Ons maak die oor toe gebed. Here ons Vader, baie dankie vir hierdie pragtige genadeteken. Dankie vir hierdie kindertjies wat nog niks verstaan van U en van sonde en reg, oordeel en lewe en verlossing nie. Dat U nogtans vir hulle kom sê, ek sal vir jou God en Vader wees. Ek sê aan jou die verlossing in Jesus Christus toe. En wanneer jy groot geword het, moet jy dit asseblief hoor, onthou en dan ja sê. Here, U weet hoe groot taak dit vir ouers is om in hierdie wêreld van vandag met al sy ellende en al sy verwarring regtig hierdie groot taak na te kom om hulle kindertjies in die naam van die Here en in die vrees van die Here in die woord van God groot te maak. Wil U vir hulle seën met al U liefde en al U genade. Dankie vir hulle familie wat hier is, met elkeen van hulle, seën hulle almal, mag hierdie ou kindertjies ook vir hulle tot baie groot vreugde wees. En Here, ons weet dat U op die gemeente ook 'n verantwoordelikheid plaas om deel te hê aan die geestelike begeleiding en hulp aan hierdie kinders. Daarom bid ons dat die gemeente hulle nooit sal vergeet nie en dat ons bly sal wees in die Here vir hierdie wonderlike genade geskenk van die doop. Aan U al die eer, Here, ons loof U tot in ewigheid. Amen. Mense, kom ons sing 'n lied. Voordat ons die lied sang, gaan ons net 'n Bybel en 'n sertifikaat, doopsertifikaat aan die kinders, die ouers oorhandig. Baie dankie, Louis. Dankie. Mense, kom ons sing hartlik saam en na die sang kan
julle nog weer julle plekke. Baie dankie hoor. Maar my kant af, weer is baie geluk in die hoofd. Dit is 'n wonderlike geleentheid en iets waarna hulle sal kan vashou vir die res van hulle lewens. Want ek het dus sigbare woordverkondiging. En dit is die Here wat sy genade ons uitstort elke dag vir ons en ons kinders. Maar geliefdes, as ons die genade ontvang, die Here vra nie iets terug daarvoor nie, anderste is dit nie genade nie. Maar iets wat geëis word van elke gelowige, elke kind van die Here, elke verbondskind, vir die Here die ewige lewe gegee, en die lewe van sy eniggebore seun is gehoorsaamheid. Dit is hoe ons dankbaarheid aan God bewys. En ons is geen geheim hoe hierdie gehoorsaamheid gedoen moet word. Jesus sê dit baie mooi. Ons lees in 10 gebooie al reeds in die Ou Testament, maar Jesus sê in Matteus 7, alles wat julle wil hê, dat die mense aan julle moet doen, moet julle dit ook aan hulle doen. Dit is tog waar dit neerkom in die wet en die profete. Dis Jesus se woorde. Dis waar dit neerkom, sê Jesus self. Dis waar die wet gaan. Is dat ek aan die een langs my, die een wat nood het, die een wat ek elke dag in my huis onder my dak nie moet saamleef, my kinders, my man en my vrou, my werkskollegas, die vreemdeling, dat ek aan so 'n persoon sal doen, soos wat ek aan myself gedoen het. En kyk, ons sê ons in die gewone omgang van dinge, moenie aan iemand anders doen, wat jy nie aan jouself gedoen wil hê. Nee, Jesus sê, doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Daar's 'n bietjie van 'n afsien verskil. Nou, ons dink so maar net terug, net in die week van laas maandag, met die dag verloop, wat het gebeur en die belangrikste, wie was die mense met wie in aanraking gekom het? En jy, met al die mense, gedoen soos wat jy in jouself gedoen wil hê? Om te sê, nee, ons staan skuldig teenoor mekaar, ons het vir mekaar sê, is jammer, my liefde was nie wat ek moes wees nie. Maar bovenal voor God, wat ons neerkyk en dan besef ons net, maar hy het sy seun se lewe vir ons gegee, nie net sy lewe nie, Jesus het aan 'n kruis gehang, Jesus het die dood binne gegaan, dat nie 'n enkele een van ons, of ons kinders, hoef nie. Hy het oorwin, en hy het opgestaan uit die dood uit. En ons sien uit aan die dag, dat ons saam met hom uit die dood uit gaan opstaan. Maar intussen tyd geliefdes, ons tyd op aarde is net so lank. Kom ons neem onsself voor en ons lewens te verander, dat ons elke dag die trappies van geloofsgroei sal klim, en dit sal behels. In die eerste plek bovenal, dat ons mekaar sal begin dien soos die Here ons geleer het. Kom ons bely ons skuld met sittend asseblief in die sin van net een vers, voor die wet, Here, staan ons skuldig. Dis die 2:3:5.
As jy oor toemaak die hoofde buig, en dan bid ons tot ons God en Vader. Here, ons Here, vir die genade wat ons ontvang het in ons Here Jesus Christus, vir die genade dat ons nog steeds elke nuwe dag ontvang, in die groot dingetjies, die groot dinge en die klein dingetjies, om dank en loof en prys ons dit vanoggend. Ons sê vir dankie, dat daar nog jong gesinnetjies is, wat graag 'n kindjie in hierdie wêreld wil inbring. Maar so baie van hulle wat sê, nee, want die ou wêreld is nou so die mekaar, dis nou so slegte plek, ons kan nie meer iemand in hierdie wêreld groot maak nie. Maar Here, dit is ons roeping, is dat ons hierdie aarde moet bewoon en bewerk, en dat ons vermenigvuldig die opdrag bly dieselfde as wat dit in Adam en Eva was. En Here, ons sê vir U dankie. Dankie vir die lewe wat ons ontvang het. Dankie vir die lewe van elke klein pragtige ou mens. Dankie vir die lewe van elke jong mens. Here, dankie vir die lewe van elke middeljarige en ou mens. Ons almal rig vanoggend ons oë en ons harte na U. Want ons begeer, Here, om iets van U te beleef. Want wat sou hierdie lewe gewees dat ons nie kon ervaar wat dit is om 'n kind van God te wees nie, om in die verbond te staan en 100% sekerheid te hê dat ons vir altyd in die hande sal wees en is nie. Maar Here, dat ons nie net sal beleef nie, dat ons nie sal hoor, en dat U woord aan ons lewens sal verander, want dit is wat U woord doen. Dit draai mense om weg van dit wat eens was na 'n nuwe lewe, 'n lewe gewy aan U, 'n lewe van liefde, 'n lewe wat wys, hierdie persoon, ek het genade gekry. Here, dankie dat U ons skuld vergewe, dat ons hierdie baadjie kan aantrek, 'n nuwe baadjie, waar daar geskryf staan, groot en hoofletters, kind van God. Die kinders vanoggend saam om U stem te hoor. Ons bid, Here, spreek U die woord aan. Dat ons sal hoor, Here, met ons ore, met ons harte, en kom verander ons deur die Heilige Gees. Doen dit in ons, wat ons nie self kan doen, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing geliefdes kom uit Romeine 5. Ons gaan lees vanaf vers 1. Ja, hier is gooi julle tradisioneel die woorde op die bord, nie regtig, so julle kan moet by ons. As jy nie 'n Bybel het nie, luister maar, ek wil hy my. Ek gaan dan ons voor, daar staan geskrywe, Paulus sê in Romeine, God het ons nou vrygespreek, deurdat ons glo. Daar is daar weer vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof die vrye toegang verkry tot hierdie genade waar ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry. Want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog immers magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddelose mense sterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog, vir 'n goeie mens wat wat miskien op die moed het om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hier, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan ons soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons nog vyande was deur die dood van sy seun versoen is
deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook nou die versoening ontvang. Geliefdes, tot sover. En ek wil amper waag om te sê, na Onberry se pragtige rede in hierdie teksgedeelte, kan ek afgesê ons laat ons van huis toe. Ons die woord van die Here duidelik ontvang vandag, want iemand wat hierdie uit die woord van God uitlees en daarby so 'n persoon 'n greintjie van twyfel bestaan in God se goedheid, in die term maar voldoenheid van Jesus se offer aan die kruis en sy opstanding vir almal van ons kinders, dan verstaan ons iets nie lekker nie. Maar ek wil gou 'n staaltjie die deel, is altyd lekker. Ons het van die kansel so iets het vir jou ek onthou, ek was met Hugh Jackman, wat 'n film geskryf het, 'n musical, en voor hom Liam Neeson, die boek Lei Mirabile. Ek moet bely, ek het ook gelees, het jy hom al gelees, sy's 'n krane gelees het. Les Miserables, Lei Mirabile. Victor Hugo het geskryf. By the way, ek is nie Victor nie, ek is Victor. Mooi. Maar Victor Hugo skryf Lei Mirabile, en hy skryf van hierdie aangrypende verhaal van 'n Franse jong man, wat 'n stukkie brood, hy's honger, hy was kos nie aan Frankryk, hy neem 'n stukkie brood en hy vang vir hom, en hy sluit hierdie arme man toe, vir 19 jaar lang, omdat hy 'n stukkie brood gesteel het. En juist in die tronk verander hy juist in 'n geharde misdadiger, en vir die wat my boek gelees het, en kyk, hy is baie sterk, en niemand kon hierdie ou in 'n vuisgeveg klop nie. Hy het so al vinnig ou op sy plek gesit. En so op 'n manier, eintlik half toevallig, na die 19 jaar word hy vrygelaat. En hy wandel daar in die straat van Frankryk, in die koue en die wind, en hy kry nie 'n herberg nie, want die misdadigers van daardie tyd moes almal identiteitskaarte gedra het. En almal het geweet hierdie ou is eintlik 'n dief. En so, na dae se rondwandel is daar 'n ou biskop in 'n kerkie, wat homself ontferm oor die man. En hy laat hom inkom, gee hom slaapplek, gee hom kos, en die aand, toe die biskop aan die slaap is, toe sluit die ou uit, na die aangrensende kerkgebouwtjie en huis, en hy vind die gemeente se skatte daar so, en die familie sin, en hy steel dit, en hy is weg. Volgende oggend is daar 'n klop aan die deur, en die ou biskop maak oop, en dis 3 polisiemanne, en hulle het vir die ou gevang. En 'n verbasende ding gebeur op daai plek. Die ou biskop sê, "O, hier is jy. Ek word gewonder waar is jy. Ek is so bly om jou te sien. Jy het 2 silwere kandelare nie gevat nie, onthou nie, ek het hierdie 2 silwere kandelare van 200 frank werktel ook ons vir jou gegee." En hy sê vir die polisieman, "Hierdie man is nie misdadiger nie. Hy is my vriend." Die polisie het die verbaas al weg, goeie afgehaal, en so voor die ou biskop staan hierdie man gekniel bewend, want hy het nou net iets in sy lewe ervaar wat hy nog nooit beleef het nie. Suiwer, rou genade. Dit wat hy nie verdien, dit kry hy. En dit wat hy verdien, kry hy nie. Dit is wat genade is. Ek dink dit is 'n baie goeie verhaaltjie of beeld van wat genade is. Nou, as ons Romeine 5 lees, geliefdes, dan lees ons van nog 'n verhaal, waar een van groter skuld, baie groter skuld, onskuld voor God, en ons lees van 'n baie groter vryspraak.
Romeine 5 is al dikwels in verlede geskiedenis genoem, die evangelie in 'n neutedop. Mens kan sê, as jy nou maar die evangelie wil oordraag, en lees vir Romeine 5, dis waaroor dit gaan. Ons magteloos was. Magteloos. Christus is reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterf. Vers 6. Vers 8. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierdoor dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hierdie is wat ons genoem vooraf genade. Voor ek 'n gebedjie kon opsien voor God en vra, Here, vergewe my asseblief my sondes, ek gee my hart vir U. Voor dit was die genade al daar. Voor my gebede of my biddeloosheid, daai dae wat bygaan dat ek nie voor God gaan stil raak, dit gaan vooraf. Voor my eie vroomheid en onheilig, voor my eie berou voor God en voor my gebrek aan berou vir my sondige lewe. Vooraf genade. Dit het ons gekry, dit het ons ontvang. Dis die blye nuus, dis die evangelie. Dis wat ons in die kerk verkondig, hoor te verkondig in ons lewens, van alles oor God, sy genade in ons lewens. Geliefdes, ons het 2 datums, ons sit vanoggend ten minste met 2 baie klein kindertjies hierso. Ons kan in die teken van genade verdien. In hierdie lewe word jy gebore, en daar's 'n tydjie wat verbyloop, en soos ons ook intens van bewus is in hierdie oggend ook, en Vrydag hoor natuurlik van die 2 begrafnisse of roudienste, kom dit tot 'n einde. En ergens tussen hier en hier, ontvang ons ook die genade om te kan glo. Ons sê ons is geloof wat ons moet glo oorreed. Baie tyd kan ek nie soms glo. Die ouers van hulle glo, so hulle beloof het, die beste van dit verhoog groot maak, dat hulle eendag kan sê, ek glo in die Jesus, dat hy my redder is maar. Dit is nie ek hulle self nie. Selfs dit is God, die Heilige Gees wat hulle kom oortuig. Die Bybel sê, geen mens kan bely as die Here dit nie kom gee nie. Maar nou is die fout, soos om Bybel ook gesê het, groot fout wat baie mense maak, is ons ding, my verlossing hang af van my besluit. Ek moet vir God kies en dan aanvaar God my. Nee. Die Bybel sê, God het ons al lankal uitgekies. Hy het ons lankal aanvaar. Ek antwoord net op dit wat reeds gebeur het, vooraf genade van God. My besluit, u besluit, ons kinders se besluit, is geheel en al afhanklik van God. Dis toe ons nog magteloos was. So die stuk Efesiërs 1 vers 4 tot 5. God het nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus Jesus uitgekies. Nog voordat die wêreld geskep is. Dat hy sê 6000 jaar, en sê dis 1,3 miljoen jaar gelede, toe het God al u naam geken. Was jou naam, my naam, ons kinders se naam in sy handpalm gegraveer. In sy liefde het ons toe al bestem om in Christus sy kinders te wees. Dit het hy voorgeneem nog voordat ons gebore is, nog voordat die wêreld geskep is, nog voordat ons bestaan het. Met ander woorde, God ken my al nog lang voor ek hom geken het. Psalm 139, al my lewensdae was in sy boek geskryf, nog voordat ek gebore is. Jesaja, ek is kunstiglik in die skoot van my moeder aan mekaar geweef, deur God. Hy het my toe al gedien voor dit. By die Gesang 10, dit is die boek 190, voordat ek my kies kon vra, het die Seun my goed gedra. Ek ontvind u my gekry voor ek nog my skuld bely. God kies, hy is die een wat kies, en God dank, dis hy wat kies, want as dit van my en van u moes afgaan het, sou ons nooit daai keuse kon gemaak het, as gevolg van die sonde in ons hart en ons lewens. Hy het vir ons 'n keuse gemaak, hy het ons kom uitruk uit verlorenheid. Hy stort sy genade in ons harte in.
dan kan ek ons anders sê, ek glo nie. Dis wonderlike nuus. Dis die beste nuus ooit, dis evangelie. Dit gaan nie oor my prestasies nie, dit gaan nie oor my geloofsbelijdenis nie, dit gaan nie oor min sonde ek doen nie, of hoe onskuldig ek is, dit gaan alles oor God. En vanoggend het ons die sigbare woord gekom, die sigbare evangelie gesien voor ons oor. Daai waterkies van genade, die kinders het opkies gekom. Die keersyde van die oor evangelie kan ons nou onmiddellik sien, wat is die keersyde daarvan? Saam met die evangelie in die netedop, of die oor evangelie, kry mense ook natuurlik die oor sonde. As hierdie die boodskap van die Bybel is, wat sê ons sê is die oor sonde van die mens dan? Dis weer iets. Dis om te dink, ek het iets gedoen om God se genade te kry. Syne belydenis of gebed of oor altyd nee. Alles goed, alles goed. Hy is ons redder. Die biskop toe hy kom na ons verhaaltjie toe hy die twee kandelaar vir die man verander. Toe sê hy daai dag van die polisie nou eers weg is, beloof vir my, vat hierdie goed, maar as jy dit verkoop het en jy die geld gekry vir dit, beloof my net een ding, dat jy sal gaan en jy sal daai geld gebruik om van jouself 'n eerlike man te maak. Hy het toe eintlik die kandelaar nooit gaan verkoop nie, maar dit was 'n herinnering van die genade wat hy ontvang het. En so het hy in sy lewe, kan die boek gaan lees in die movie gaan kyk as hy nog het hy gaan goed doen aan ander mense. Ek dink dit het hy sy lewe gekos, maar hy gaan leef wat hy ontvang het. Nou geliefdes, hoe kan ons enigiets anders doen? Want die wonderlike ding van die evangelie of die genade van God is dit maak my verantwoordelikheid vat dit eintlik so van weg en klink ons klink eintlik half teenstrydig. Maar as my hande leeg geraak het en ek weet dis net God se genade wat my gered het, niks anders nie. Ek was verlore gewees as nie vir hom was nie, as nie vir Jesus was wat in my plek die prys ten volle kom betaal het nie, want ek kan iets in my hand vasgehou. Want nou is my hande leeg. Nou kan ek gaan dien. En ons het nou gelees hoe gebeur dit? Gaan doen aan ander, soos wat jy jouself gedoen wil hê. So eer ons God. En so sal die wêreld daar buite sien. Ons wat glo, ons wat Sondae in die kerkbankies kom sit, is nie net hierso om mooi te lyk of 'n mooi preek te ontvang. Ons wil 'n verskil gaan maak. Ons wil mense gaan wys, nie net deur Bybel verse kom aan, maar ons lewens. Ek gee om vir jou, want God gee vir jou. En hy gee vir my. Mag jy op hierdie Sondag so ekstra spesiaal, want elkeen van die is baie spesiaal, want jy is op God spesiaal. Hy het sy enige gebore seun vir ons gegee, sodat ons ewig kan lewe vanuit God se gawes, van liefde, vergifnis, geduld. En maak ons hande weer so vol, en ons lewens so vol met sy genade, dat sy anders kan, as om dit gaan uitdeel. Prys die naam van die Here. Amen. Ons bid. Liefdevolle God, en ons hemelse Vader, U beloof vir ons dat, as ons wat mense wat sleg is, weet om goeie dinge vir ons kinders te gee, soveel te meer sal U vir ons die goeie gee, as ons U vra. U sê klop, en daar sal U oopgemaak word, bid, en vra, en jy sal ontvang ons. Here, ons vra vandag, ons bid op ons pleit met U, Here, gee vir ons wat ons nodig het. En as ons dit doen, Here, dan sou dit 'n mosie van wantroue wees om dit terug te gaan en self te gaan probeer doen. Ons vertrou op U. U sal vir ons die pad wys. U sal wys die hoe, wat, waar en wanneer. U sal wys die mense. U sal wys die plek en omstandigheid, alles, Here, omdat ons U vertrou. Maar vertrou ons U dikwels nie. Gee U nog steeds vir ons soos 'n goeie Vader vir U dikwels stout kinders. Here, baie dankie dat ons kan
Heer in ons lewens. Dankie dat ons U kan ken. Dat in hierdie kort lewentjie ons paaie ook met U sin, met die genade van Jesus ontkruis en ons ook die voorreg gehad om te kan glo. Dit maak 'n verskil in ons lewens. Here, ek bid sommer vanoggend vir die seën oor hierdie gemeente, oor die pragtige mense binne daar, waar hulle gaan dien, waar hulle gaan leef, waar hulle gaan praat en verkondig. Mag die Gees en die genade met hulle gaan. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Hy wat vir ons die leer na die ewigheid doen, waar hy ook kom maak. Amen. Geliefdes, ons dien die Here aan ons offergawe. As jy ons altyd volgens die weersie gehad het, ons strand uitgeëet en hoe is altyd oorgebly maar skielik graag. Ek is my onderstand om sê die Here dankie vir sy goedheid. Here ons Here, U sorg vir ons soos wat net U kan. En op so baie maniere. Ja, die ewige lewe bovenal, maar ook in ons lewens alledaags. Here, dankie dat as wanneer ons genoeg het, ons soms meer as genoeg het. En soveel so dat ons het ook vir U te gee, vir ander te gee. Here, nie dat U enigstens ons so lekker geldjies nodig het, maar Here, omdat ons verskil wil maak in U naam. Here, mag elke sentjie wat vanoggend in hierdie mandjies gegooi is, ter uitbreiding van die koninkryk gaan. Dat mense U genade meer en meer raak ken. Amen. Jacobus. As ons voordat ons slotlied sing, hoop ek 'n baie geseënde week. Ek hoop ter wille van U onthaalwe, maar meer vir ons onthaalwe, dat die weer so 'n bietjie draai, want wat elke nou mense kom Kaap toe, daarvan kom Malanga af en jy kan nie weet see uit, jy kan verbrand om die, so as julle so 'n paar maal mense hier so in die see sien swem, dis waarskynlik ek en kinders, op baie land het die gasvry, ons bly daar so, in Omgerd, kosteloos in Omgerd se woonstelletjie en hy sê van jy moet nou die paradys geniet. Nou dink ek by myself, ek sê die Bybel iets van dat jy nou al die aarde dit so lekker het dat wat nee, ek spot dit voel amper soos paradys hier. En dankie dat jy sommer nou die komende paar dae en jy sê sommer bid saam met my sit ons so graag. Niks anders as die Here se wil volg in alle dinge. So ons wag op hom en ons vertrou op hom in alle dinge. Weet jy dat die Here jou liefhet, jy weet wat Jesus jou liefhet. Ek sê net baie keer my kinders sê, so dit nou. En kom ons sê vanoggend, weet jy, ek weet verseker, Jesus is Here, hy het my sonde uit liefde vergeef, staan dit in 5:4 as ons slotlied. Daarna ons die seën van die Here ontvang, en ons sluit af met Amen. Mooi gesê. Lord.
vanoggend. Ontvang die seën van die Here, gaan na julle huise toe en weet sy seën gaan met u. Die liefde van God ons Vader, die vryspraak van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees gaan met julle nou en tot in alle ewigheid. Amen.